Ons gaan vanoggend lees uit Jesaja 7 vers 10 tot by 14. Nou in hierdie gedeelte gaan ons bietjie aansluit by 'n latere stadium in koning Agas se lewe. Dit was 'n tyd van moeilike politiese omstandighede, dit was 'n tyd van onsekerheid, 'n tyd van innerlike worstelinge. Maar voor ons hierdie teks lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Ons Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Here, dankie dat ons kan sing en kan praat oor die liefde. Here, dankie dat ons vanoggend kan verder bou op hierdie liefde. Verder bou op wie U is. Here, dat ons verder kan gesels en kan hoor, maar wanneer ons onttrek, wanneer ons eenkant toe wil staan, kom U na ons toe. Dan sê vir ons, ek is lief vir jou. Ek is by jou. Here, help ons om ook so onsself in hierdie verhaal van Jesaja en Agas te kan sien. Dat ons ook so sal hoor en sal verstaan wat vanoggend in die woord geskryf is. Amen. Kom ons lees Jesaja 7 vers 10 tot by 14. Verder het die Here gesê, jy moet ook nog vir Agas sê, vra van die Here jou God 'n teken, enige iets diep uit die doderyk of uit die hoogtes daarbo. Maar Agas het geantwoord, ek sal niks vra nie, ek sal nie die Here tart nie. Toe sê Jesaja, luister geslag van Dawid, is dit vir julle nie genoeg om mense te vermoei nie, dat julle nou ook my God moet vermoei. Die Here sal daarom self vir julle 'n teken gee. 'n Jong vrou sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en sy sal hom Immanuel noem. Net tot sover. Dis 'n baie bekende teks en ons lees dit ongelooflik baie hier oor Kerstyd. En ek dink om die verhaal in te kleer, moet ons eers begin by wie was koning Agas? Hoekom het hy homself in 'n situasie gevind van vrees? Hoekom was hy in 'n situasie gewees waar Jesaja na hom toe moes kom en vir hom sê, maar vra die Here vir 'n teken? En dit was omstandighede wat hom bang gemaak het. Die wêreldmagte rondom hom was al hoe groter en al hoe sterker gewees. Ons dink aan Assirië en die werklike mag wat hulle gehad het, die verdrukking wat hulle op die mense toegepas het, oorwinning en onderlangse handelinge, skelm deals wat gemaak is tussen nasies, tussen lande. En ons sou ook bang gewees het, dink ek, as ons in Agas se skoene was. Want jy's hierdie leier van hierdie land en jy sien jouself as hierdie beloofde volk, maar op die ou ende is jy maar net 'n druppel in die emmer. En langs jou staan hierdie groot meneer, hierdie Assiriese ryk. En dit is nie baie bekend nie, maar Assirië was seker een van die wreedste magte wat daar was. En hy was bang gewees. En boonbehalwe aan die een kant sy rol as koning en hierdie politiese magte rondom hom, was sy hart gebroken gewees. Sy verhouding met die Here was gebroken gewees. En in 2 Konings 16 lees ons presies hoe hierdie verhouding tussen Agas en God was. Ons lees dat hulle van hom geskryf het is, hy doen dinge wat verkeerd is in die oë van die Here. Hy offer self sy eie seun aan afgode. Hy bring Assiriese afgodsdiens Juda binne. Hy vertrou politieke alliansies meer as wat hy God vertrou het. Agas ken God se naam, maar hy vertrou hom nie. Hy het groot geword in die tradisie wat in God glo. Hy het deel van 'n volk wat uitgekies is. Hulle dink hulle is verhewe bo die ander volke, want God het hulle kom kies as sy volk. Maar tog het die lewe
en persoonlike oortuigings vir Agas op 'n plek geplaas waar hy weet van God, maar nie werklik God deel maak van sy lewe nie, van sy diepe bestaan nie. Hy het Sondag kerk toe gegaan, maar as hy by die deure uitstap, het hy nie geweet wie God is nie. Hy kon nie God se liefde verstaan en begryp nie. En dit is net hier waar ons vir Agas vind in Jesaja 4, 'n plek van bekommernis, 'n plek van angs, 'n donker plek sonder enige hoop. En tog kom God deur Jesaja en gee vir hom 'n woord van hoop. God kom deur Jesaja en gee vir hom 'n woord van teenwoordigheid in donker tye. 'n Toekomsbelofte van ware liefde. Hy sê vir hom, 'n klein seun sal gebore word, wat hierdie volk sal verlos. Wat alles wat julle gedoen het, al die besluite wat julle gemaak het, die gevolge daarvan sal kom regstel. Iemand wat sal leef as 'n mens, maar sal lewe as 'n seun van God. God nooi vir Agas uit na vertroue in hom. Nie in sy menslike planne nie. Hy wil hom uithaal uit die donker plek waarin Agas homself bevind. Hy wil die lig wees wat Agas nodig het op sy pad vorentoe. Maar om hierdie lig te kan raak sien, om opgetel te kan word, moet hy God vertrou. God nooi Agas uit na 'n plek van oorgee en nie opgee nie. Maar Agas, soos ons gelees het dit nie so openlik verwelkom nie. En daar's 'n paar punte in hierdie teks wat ek dink ons kan saamvat in hierdie feesseisoen. Kom ons kyk na wat beteken hierdie woorde van hoop. Hierdie woord van teenwoordigheid, nie net wat God vir Agas wou gehad het nie, maar wat God vandag vir ons ook wil sê. Die hoop en die teenwoordigheid, wat hulle fondamente in God se liefde vind, vir ons vandag ook. En die eerste een is die uitdaging van geloof. Nou Jesaja, die profeet van hierdie tyd, spreek namens die Here en hy daag koning Agas uit. Vra vir jou 'n teken van die Here jou God, diep uit die doderyk of hoog uit die hemel. Jesaja kom by Agas. Hy sien waarmee Agas besig en hy sê vir hom, Agas, vra vir die Here vir 'n teken. En hierdie uitnodiging is nie 'n toets van God nie. Dis 'n uitnodiging tot vertroue. Nie omdat God vir Agas wou getoets het nie, maar omdat hy geweet het, Agas het 'n diep worsteling binne hom. Omdat hy weet dat Agas almal en alles probeer vertrou, behalwe vir God. Jesaja self het nie die teken nodig nie. Hy het God reeds in sy binneste ontmoet. Hy weet, ware sekerheid lê nie buite ons nie, maar binne ons hart, wat op God ingestel is. En dan sê Jesaja, omdat hy hierdie sekerheid het, sê hy vir Agas, maar vra vir God 'n teken. Maar nie almal kan soos Jesaja altyd so volle vertrou nie, so voluit glo nie, so vashou aan hierdie liefde in moeilike tye nie. Baie van ons, soos Agas, wil eers sien voordat ons glo. En tog in hierdie gedeelte, as ons verder gaan, bly God genadig. Hy verstaan ons swakheid, soos by Gideon.
Soos hier met Agas. God is bereid om met ons te redeneer. Hy is bereid om vir ons tekens te gee, om ons te help om in geloof te groei, om ons te help om op hom te vertrou, om ons te help om vas te hou aan sy liefde. Vandag herinner hierdie 4de Kers ons juis van die liefde. Die feit dat hierdie liefde nie by ons geloof begin nie, maar by God se getroudheid. Dit herinner ons dat vertroue nie by ons begin nie, maar by God se hart. Dat God standvastig is soos die pilare waarop die hemel en die aarde is. En dit is hierdie boodskap wat Jesaja aan Agas wil probeer oordra. Maar Agas, baie slim, gee baie vroom antwoord toe Jesaja vir hom sê, maar vra God vir 'n teken van hierdie vertroue. Agas sê vir hom, ek sal nie vra nie, want ek wil nie die Here versoek nie. Op die oog af klink dit asof Agas ongelooflik heilig is. Maar dit is net 'n versoeking, 'n verskoning. Agas gebruik die skrif om sy ongeloof weg te steek. Hy sê nee. Ek kan nie vir die Here vir 'n teken vra nie. Wie is ek om God te vra vir 'n teken? Maar Jesaja het vir hom die opdrag gegee. Daar's 'n groot verskil tussen om God nie te versoek nie en om God se hulp te weier wanneer hy dit aanbied. Jesaja het by Agas gekom. Jesaja, die profeet van God, het vir hom by hom gekom en gesê, die Here wil jou help. Die Here wil vir jou 'n teken gee dat jy hom kan vertrou. Dis wat Jesaja se hart was toe hy vir Agas gevra het, vra die Here vir 'n teken. Maar nee, ek sal nie vra nie, want ek wil nie die Here versoek nie. Maar ware nederigheid sê, Here, ek verstaan nie, maar ek vertrou. Vals nederigheid sê, ek sal myself regkom. En daarom brand die liefdeskers vanoggend nie net vir ons almal wat glo nie, maar vir die van ons wat sukkel om te glo. En daarom brand die liefdeskers vir ons wat weet God se liefde is daar, maar ons sukkel om daarin vas te hou. En daarom brand die liefdeskers vir ons wat al gelees en gehoor en gesien het, maar ons sukkel om hierdie liefde te beleef. Wat sukkel om God te vertrou. Wat sukkel om bewus te word van God se teenwoordigheid. Maar Jesaja gee nie op nie. Selfs toe Agas weier, praat God steeds. Die profeet wys vir ons dat ongeloof nie God kan stilmaak nie. Maar ongeloof maak hom wel moeg. Nie omdat God swak is nie, maar omdat die mens hom voortdurend ignoreer. Om God se liefde, om sy vertroue te mis en te verontagsaam, om hom weg te stoot en om hom te verwerp, is baie gevaarliker as om dit openlik te bevraagteken, om te twyfel. Van twyfel weet jy is daar, maar jy sukkel. Maar om dit te verwerp beteken jy weier God. God gee toe 'n teken. God sê toe deur Jesaja, ongeag wat Agas se antwoord is, maar ek sal vir jou 'n teken gee. Die maagd sal swanger word en 'n seun baar en sy sal hom Immanuel noem. Immanuel, God met ons.
Dit is 'n naam vol hoop. God is nie ver weg nie. God is nie onbetrokke nie. God is teenwoordig. En hierdie teken dra twee waarhede. Verlossing kom en God sal nooit sy volk los nie. En oordeel kom want ongeloof het gevolge. God se beloftes kanselleer nie altyd die gevolge van ons keuses uit nie. Maar hy bly steeds teenwoordig daarin. Ek sê weer, al het Agas God se woord weggestoot, al is die volk verwerp in ballingskap, weggevoer, beteken dit nie God was minder lief vir sy volk nie, of God is afgesny van die wat hom lief het nie. Dit wys vir ons een ding, en dit is ongeag die gevolge van die keuses wat ons maak, dat binne die omstandighede waarin ons ook al beland, as gevolg van die besluite wat ons gemaak het, dat God se liefde nog steeds daar teenwoordig is. Agas het gedink, hy is al so ver weg van God af. Hy het al soveel verkeerde keuses gemaak. Hy het al soveel keer sy rug op God gedraai, dat dit onmoontlik is, dat God nog steeds vir hom kan lief wees. As 'n mens dink aan 'n kind wat 'n fout maak en iets in die huis breek, miskien breek hy of sy 'n glas of 'n ruit of hy mors iets belangriks. Die kind weet hy het verkeerd gedoen. En al voel hy bang vir die gevolge en wat die ouers sê jy moet die stukkies opruim en 'n manier vind om dit reg te maak, weet ons daar is gevolge vir die fout. Maar die liefde van die ouers verdwyn nie. Hulle draai nie weg en sê ek hou nie meer van jou nie. Ek is nie meer lief vir jou nie. Inteendeel, hulle bly by die kind. Hulle lei hom en hulle help hom reg te maak en leer hom. En so is dit ook met God. Wanneer die volk van Israel verkeerd gekies het, ongehoorsaam was, of selfs in ballingskap weggevoer is, het daar gevolge gekom. Maar God se liefde is nie verminder nie. God het nie weggedraai van sy volk af nie. Hy het steeds teenwoordig gebly, in klein tekens van genade, beskerming, van lyding, hoop. God se liefde volg die volk selfs in die donkerste tye. Jesaja maak dit duidelik. Daar sal eers swaar kry wees, ballingskap, verlies, pyn, maar deur die vuur kom suiwering. Deur die donker, in die donker, gaan daar 'n lig kom wat gaan skyn. So was dit met die volk gewees. So is dit waar deur Jesus Christus. En so is dit ook vandag met ons. Liefde beteken nie, ons gaan nie seer kry nie. Om op God te vertrou beteken nie, alles gaan altyd reg gaan nie. Maar dit beteken dat God ons nooit sal los nie. Dit is die liefde en die vertroue wat Jesaja en die teken wat Jesaja aan Agas probeer verduidelik het. Agas het op mense vertrou. Jesaja het op God vertrou. Die een het vrees gekies en die ander een het geloof gekies. Vandag of môre of in hierdie week wat voor lê, gaan ons ook dalk voor hierdie keuses te staan kom. Ons mag dalk
nie alles verstaan nie. Ons mag dalk nie weet hoe die onbekendhede van die toekoms lyk nie. Ons mag dalk bang wees vir die donker, vir die onsekerheid, vir die gevolge van ons keuses, wat voel dit jaag ons. Maar hier is die waarheid wat nie verander nie. God is met ons. Nie omdat ons sterk is nie. Nie omdat ons alles reg kry nie, maar omdat hy getrou is. Omdat sy liefde ewig is. Selfs in die donkerste plekke. Selfs in ons foute. Selfs wanneer die wêreld ons laat twyfel, bly sy liefde by ons. Hou God ons vas. Dra God ons. God is Immanuel. God is met ons. Laat hierdie waarheid soos 'n lig in ons harte skyn in die week. Laat dit ons vrese vervang met hoop. Laat dit ons inspireer om weer te vertrou. Nie op ons eie vermoëns nie, maar op God se liefde. Want Immanuel, God is met ons, nou en vir altyd. Amen. Ons Hemelse Vader, ons hoor hierdie ferm boodskap van Jesaja, dat daar gevolge is, dat ons nie weg kan wegbeweeg van dit wat ons gedoen het nie. Here, maar wat ongeag wat ons gedoen het, dat ons op U kan vertrou, dat U liefde getrou is, dat dit duur van geslag tot geslag. Here, ons weet vandag iets wat Agas nie geweet het nie. Ons weet van Jesus Christus. Here, ons weet, U het aarde toe gekom. U is gebore. U het gely en U het gesterf, sodat ons dit nie hoef te verduur nie. Here, help ons om in die moeilike tye, om in die onseker tye, altyd vas te hou aan daardie liefde. Amen.